Hier het ons nou 'n stukkie skrif wat die Here se naam nie een keer genoem word nie. Dat die Here Jesus Christus nie een keer genoem word nie. Maar dit is soos die boek Ester, oral sien ons die hand van die Here aan die werk hier om menslike planne te verydel. Goed, kom ons begin. Ons is by Handelinge 23 en ons gaan behandel vanaf die 12de vers. Maar kom ons bid eers saam. Ons Hemelse Vader, genadige God, Vader van ons Here Jesus Christus, hy wat deur sy wonderlike voorsienigheid sy kerk, sy bruidskerk regeer en haar wel en wee hier op aarde bestuur. Ons weet dat aan hom is alle mag op hemel en op aarde gegee en dat sy gees kragtig ook deur hierdie wêreld gaan om oral daar waar ons selfs dink dit nie moontlik is nie, om ook daar wedergeboorte te bewerkstellig. En ons dankie vir voorgeslagte. Ons dankie vir ons voorgeslagte wat hierdie genade ontvang het en dan ook binne die verbond ook aan ons hierdie genade vertel het. Vertel die wonderlike dade van God se genade deur die geskiedenis en hoe hy nog altyd die dinge van sy kinders beheer en bestuur het, uiteindelik ten beste van elkeen van hulle. En so bid ons dan ook dat dit wat ons vanaand sal lees, ons in verwondering sal laat oor 'n God wat nie die werke van sy hande laat vaar nie, oor die Here Jesus Christus wat sorg vir sy kudde. Ons vra dan dat hy met ons sal wees in sy heilige naam. Amen. Goed, ek gaan maar net terwille van die kontinuïteit die laaste vers lees wat ons verlede week behandel het. En dit is die verskyning van die Here Jesus Christus self aan die apostel Paulus, daar waar hy deur die Romeine in aanhouding gehou is en waar ons weet dat hy toe nou nie 'n goeie gesprek gehad het met die Joodse Sanhedrin, met die Joodse raad nie. En dan lees ons daar in die volgende nag het die Here by hom gestaan en gesê, hou goeie moed Paulus, want soos jy aangaande my in Jerusalem getuig het, so moet jy in Rome ook getuig. En toe dit dag geword het, het sommige van die Jode saamgespan en hulself vervloek, deur te sê dat hulle nie sou eet of drink totdat hulle Paulus doodgemaak het nie. En daar was meer as 40 wat hierdie sameswering gemaak het. Hulle het na die owerpriesters en die ouderlinge gegaan en gesê, ons het ons met 'n vervloeking verwens om niks te gebruik, totdat ons Paulus doodgemaak het nie. Laat dan nou, saam met die raad, aan die owerste oor 1000 weet, om hom môre af te bring na u toe, asof u oor sy saak noukeuriger ondersoek wil doen. En ons is gereed om hom uit die weg te ruim, voordat hy by u kom. Maar die seun van Paulus se suster
het van die hinderlaag gehoor. En hy het gekom en in die kamp gegaan en dit aan Paulus vertel. En Paulus het een van die hoofmanne oor 100 na hom geroep en gesê, bring hierdie jongman by die owerste oor 1000, want hy het iets om aan hom te vertel. Daarop neem hy hom saam en bring hom by die owerste oor 1000 en sê, die gevangene Paulus het my na hom geroep en versoek om hierdie jongman na u te bring, omdat hy iets het om aan u te sê. Daarop vat die owerste oor 1000 hom by die hand en gaan een kant toe en vra, wat het jy om aan my te vertel? En hy sê, die Jode het ooreengekom om u te versoek om Paulus môre af te bring na die raad, asof hulle iets noukeurigers omtrent hom wil verneem. Laat u dan nie deur hulle oorhaal nie, want meer as 40 man van hulle lê hom voor, wat hulle self vervloek het om nie te eet of te drink, totdat hulle hom omgebring het nie. En nou is hulle gereed en wag op u toestemming. Die owerste oor 1000 het die jongman laat gaan en hom bevel gegee, vertel aan niemand dat jy dit aan my bekend gemaak het nie. En hy het 2 van die hoofmanne oor 100 na hom geroep en gesê, hou 200 soldate gereed om na Kaesarea te gaan en 70 ruiters en 200 liggewapende manne teen die 3de uur van die nag. En sorg vir pakdiere, dat hulle Paulus daarop kan sit en veilig na Felix, die gouverneur, oorbring. En hy het 'n brief geskrywe met ongeveer hierdie inhoud. Claudius Lysias, aan die hoogedele gouverneur Felix, groete. Toe hierdie man wat deur die Jode gevang is, op die punt gestaan het om deur hulle omgebring te word, het ek met die soldate bygekom en hom gered, omdat ek verneem het dat hy 'n Romein is. Maar omdat ek te wete wou kom wat die oorsaak was waarom hulle hom beskuldig, het ek hom na hulle raad afgebring. En hy het gevind dat hy beskuldig word oor twisvrae van hulle wet, maar dat hy nie aangeklaag word van iets wat die dood of boeye verdien nie. En omdat aan my meegedeel is dat daar deur die Jode 'n komplot teen die man sou gesmee word, het ek hom met eens na u gestuur en ook sy beskuldigers gelas om wat hulle teen hom het voor u te sê. Vaarwel. En die soldate het Paulus geneem soos hulle beveel is en hom in die nag na Antipatris gebring. En die volgende dag het hulle die ruiters met hom verder laat gaan en self na die kamp teruggekeer. En die het in Kaesarea gekom en die brief aan die gouverneur afgegee en ook Paulus voor hom gestel. En die gouverneur het die brief gelees en gevra uit watter provinsie hy was, en toe hy verneem dat hy uit Sicilia was, sê hy, ek sal jou in verhoor neem wanneer jou beskuldigers ook aangekom het. Toe gee hy bevel dat hy in die paleis van Herodes bewaak moes word. Hier het ons nou 'n stukkie skrif wat die Here se naam nie een keer genoem word nie. Dat die Here Jesus Christus nie een keer genoem word nie. Maar dit is soos die boek Ester, oral sien ons die hand van die Here aan die werk hier om menslike planne te verydel. Net soos ons dan ook telkens in die Bybel lees, die mens maak so en hy beplan so en hy neem homself so en so voor, en dan lees ons hierso, maar, vers 16, maar die seun van Paulus se suster. So dit is die goddelike maar, wat ook hier in werking tree, soos dit dwars deur die Bybel en ook in vandag se geskiedenis telkens in werking tree. Die mens, hy wil, maar God beskik. Dit is dikwels, baie dikwels, heel anders as wat die mens wil.
En hier het ons nou te doen met, soos ons verlede keer gesê het, met mense wat fanaties is. Mense wat in hulle godsdienstige oortuigings nie omgee vir hulle eie lewe om die lewe van 'n ander persoon tot nut te maak nie. En ons het al reeds gesien die vlak van fanatisme in die voorafgaande gedeeltes waar hierdie mense nie na rede wou luister nie, hulle wou nie na Paulus se getuienis luister nie, hulle wou nou net hom doodmaak. En dit is natuurlik iets wat nie onbekend is ook in ons tyd nie. Ons lees byvoorbeeld in ons tyd lees ons dat van die Palestyne, en ons het laas gepraat van die Shiïtiese moslems, wat so fanaties is dat hulle self sal opoffer, hulle eie lewe sal opoffer. Osama bin Laden was 'n Sunni moslim geweest. Hy en sy makkers het hulle eie lewens opgeoffer om dood te maak, om hulle vyand by te kom. En sulke mense is ongelooflik moeilik om te keer. As iemand nog 'n sluipmoord beplan en hy dink daaraan hoe kan hy in die proses sy eie lewe beskerm, dan kan jy dalk nog omkeer voor hy daarby uitkom, maar iemand wat bereid is om sy eie lewe neer te lê. En hier was 40 van hulle. En hulle het vooraf besluit, nie 'n besluit sommer van 'n individuele fanatikus soos die een wat nou so ruk verlede jaar op Donald Trump aangelê het, is 'n individuele fanatikus. Hierdie was 'n groep van 40 van hulle, wat ook al gebeur, ons gaan nie eet of drink voordat ons hierdie man doodgemaak het nie. En daar's geen metode wat buite hulle morele kompas is nie. Hulle sal eenvoudig enige iets doen om dit te bewerkstellig. En wat nou interessant is in hierdie geval is, dis al die aanduidings is daar dat hierdie mense van die Joodse Raad, dit was nou nie die volle Joodse Raad nie, dit was waarskynlik net die Sadduseërs, die hoë priesters, hulle was bereid om saam te gaan met hierdie plan. Laat kom vir Paulus, maak asof julle nog 'n verdere uitbreiding op die verhoor wat al reeds plaasgevind het, waar nog 'n bietjie noukeuriger sal ingaan op die sake, maar nog voor hy daar by hulle uitkom, sal daardie fanatici op Paulus toesak. Daar's 40 van hulle. En jy kan hoeveel soldate rondom Paulus hê, 1 of 2 of 3 gaan by hom uitkom, hulle messe uitpluk en hulle gaan hom doodsteek. So uiters moeilike situasie om te beredder. Nou, wie die seun van Paulus se suster was, wie Paulus se suster was, ons het geen idee nie. Ja. Ons het geen idee wie hierdie jongman was wat van hierdie dinge te hore gekom het, hoe hy daarvan te hore gekom het. Ons het geen idee van hoe innig die verbintenis was in Paulus se familie daar in Jerusalem nie. Ons word net een keer in die Bybel word hierdie twee genoem. 'n Suster en dan hierdie susterskind word genoem. Maar hy gee om vir sy oom. Hy gee om vir sy oom en hy het van die hinderlaag gehoor en daar gaan hy na sy oom toe. Nou sit die Romeine met hierdie probleem. En soos ons nou al gesê het, hulle het nie hierdie vlak van fanatiese oortuiging dat Paulus doodgemaak moet word nie. Trouwens, vir hulle is dit 'n ding waaroor gaan dit eintlik hier? En dit is, ons het nou al 'n paar keer genoem, dit gaan oor dinge wat hulle wet betref. Jy weet so, dit is nou alweer hierdie Jode wie se koppe uitgehak het. Hulle hang 'n godsdiens aan wat hulle heeltemal mal maak, en ons moet nou maar net probeer om die dinge te bestuur, maar ons gaan nie toelaat dat hierdie man wat 'n Romeinse burger is, deur hierdie
klomp vermoor word op hierdie manier nie. Ons gaan dit nie toelaat nie. En baie duidelik en baie ernstig reageer hulle dit. Eintlik baie pragtig ook hoe hierdie owerste oor 1000, hoe hy die seun vat by die hand, so 'n stukkie detail wat daar gegee word, sê, kom Boet, kom ek en jy gaan een kant en dan vertel jy vir my alles wat jy weet van hierdie saak, nee. Hy neem hom ernstig op, hy neem dit nie ligtelik op nie. En goed, en daar reël die owerste oor 1000, dat daar 3 verskillende afdelings, dit was op die einde 'n totaal van 470 man, vir Paulus 3 uur daai oggend, die 3de uur, daar gaan hulle, uit Jerusalem uit. Dit is nou typiese, ek wil sê militêre presiesheid. Eintlik soos jy 'n hinderlaag sal afweer wat jy weet jou vyand op jou sal afkom, of hoe jy planne gaan maak in die middel van die nag om 'n taktiese voordeel te kry oor die vyand, soos die boere in die Anglo-Boereoorlog, generaal Delarey en so aan, hoe hulle dikwels, en generaal De Wet, hoe hulle dikwels hulle skuwe in die middel van die nag gemaak het. Net so ook 470 man, verskillende soorte ook wat ons hier lees. Hulle het 2 hoofmanne oor 100 na hom geroep en 200 soldate, 70 ruiters en 200 liggewapende manne. So, verskillende afdelings. Gewone soldate, liggewapende manne, dit was gewoonlik diegene wat met spiese, met werpspiese gewapen was. Dit was 'n ander afdeling van die Romeine. Gewone soldaat het met 'n skild en 'n swaard geveg. Die liggewapende manne is die wat werpspiese gehad het, en dan natuurlik ook die ruitery, die 70 ruiters. En daar laai hulle vir Paulus op pakdiere, seker nou ekstra perde wat hulle aangehou het, en hulle is weg met hom. En soos een van die kommentaar skrywers wat hierdie gedeelte nou oorskryf, te sê, en daar word Paulus soos 'n koning na Caesarea begelei, terwyl hierdie ander ouens die hongerpyne begin voel. Hierdie wat hulle self voorgeneem het, hulle gaan nie eet nie. Daar was natuurlik 'n manier wat jy van hierdie vloek wat oor jou uitgespreek is, wat hulle oor hulle self uitgespreek het, wat hulle dit weer ondaan kan maak, en jy kon na 'n rabbi of 'n priester toe gaan en vra dat hy jou moet verskoon van dit wat jy oor jouself gebring het. Ek dink toe die realiteit van Paulus se afwesigheid in Jerusalem, toe dit oor hulle gekom het, het hulle dalk gedink, dit is miskien dalk nou weer 'n goeie idee om ergens ietsie te soek om te eet. So, maar ja, dit was die situasie. En natuurlik, die hele idee was want daardie hele omgewing daar van Jerusalem, ten spyte daarvan dat daar Romeine teenwoordig was vergiftig gewees met al hierdie Joodse komplotte en Joodse strominge en intriges en al die tipe van goed. Neem hom uit Jerusalem uit en vat hom na Caesarea toe, wat destyds uit en uit Romeinse hawestad was. Hulle sal nog onthou dat die apostel Petrus het daar na Caesarea toe gegaan om die hoofman Cornelius en sy gesin met die woord te bedien en hulle hele huis en hulle daar gedoop, soos vir ons dan in Handelinge 10 vertel is. So, 'n moderne hawestad, Caesarea, die paleis van Herodes was daar gewees,
Nou lees ons nou weet, partykeer lees ons van Herodes, wat 'n koning was, en partykeer lees ons van die goewerneur. Daar was in die verskillende streke onder Romeinse gebied was daar partykeer konings gewees, en partykeer was daar goewerneurs gewees. Die konings, koning Herodes, daai familie het oor baie jare het hulle goed daarvoor gesorg dat hulle so in guns was by die Romeinse keiser, dat hulle vir hulle 'n koninkrykie binne die groter ryk kon behou, wat hulle dan nou 'n beheer uitgeoefen het. En dis hoekom mense partykeer deur mekaar raak as jy lees van koning Herodes of jy lees van die goewerneur Pontius Pilatus. Want die wat nou, soos Herodes wat koning was oor hierdie gebied, sy gebied was ook nie altyd dieselfde nie. So op 'n stadium het die Romeine weer byvoorbeeld Jerusalem oorgeneem in die tyd van Pilatus. So die goewerneur hierso, Claudius Lysias, was die bevelvoerder van die troepe wat die apostel Paulus tot by Antipatris gebring het, wat so 2/3 van die afstand was. Toe daar 'n klomp van hierdie troepe teruggedraai. Hulle moes natuurlik nou weer 'n lang pad terugstap na Jerusalem toe, en die grootste gevaar was nou afgeweer, en daardie 70 berede ruiters was nou genoeg om Paulus tot in Caesarea te bring. So die goewerneur op daai stadium was Felix gewees. En as ons die Here nou wil, en ons kom volgende week en ons gaan verder met hoe die apostel Paulus voor Felix verskyn het, dan gaan ons 'n bietjie dieper ingaan oor wie hierdie Felix was, en wat se soort mens hy was, en wat se soort goewerneur hy was. Maar hoe dit ook al sy, die apostel Paulus was veilig in Caesarea, en hy was bewaak in die tempel van Herodes, en die goewerneur het onmiddellik verneem, maar van watter gebied kom jy, want eintlik moes hy bepaal oor wie het jurisdiksie oor hierdie persoon. Jy sal onthou met die verhoor van Jesus was daar tussen Pontius Pilatus en Herodes was daar heen en weer stuurdery, want die een het gesê, hierdie man moet eintlik deur jou verhoor word, want hy kom uit daai streek uit, en so weer. So die Romeine het probeer om op 'n wetlike en ordelike manier hierdie dinge gereël te kry. Maar wat ons betref, ons kan 'n bietjie bedink, eerstens, 'n bietjie verder gesels oor hierdie haat wat deur die duiwel aangedryf word in hierdie geval, om die apostels stil te maak, om hulle monde te snoer, om hulle heeltemal te kanselleer. En dit was presies dieselfde haat wat die duiwel aangedryf het om hierdie een op te stook, Judas op te stook, en die owerpriesters en skrifgeleerdes in die Joodse raad op te stook om die Here Jesus Christus te laat kruisig. Hy kon sy haat, die Satan se haat vir Christus, het hierdie hele ding aangeblaas. En ook die versoeking wat hy gehad het om die Here Jesus Christus dood te maak. Hy moes dood. En hoe daardie blinde haat van die Satan, want die Satan is ongelooflik slim. Ongelooflik slim. Maar sy haat het hom so verblind, dat hy nie die implikasies gesien het van wat Jesus se dood sou beteken nie. Dis eintlik een van die wonders as 'n mens daaroor dink. Hy het so haat gehad, en hy kon homself
En ons weet dat in Jesus se omwandeling hier op aarde was daar 'n paar geleenthede wat hulle hom wou doodmaak. Van die kraans afgooi, met klippe doodgooi en so meer. Hy kon homself nie help om daardie geleentheid toe hy sien, maar nou kan hierdie man doodgemaak word om hom dood te maak. En daar verander die hele wêreldgeskiedenis en word hy as het ware self skaakmat gestel, by wyse van spreke. Word hy self uiteindelik, want deur Christus se dood, die duiwel het hom nie gesteer daaraan dat hierdie man die lam van God was nie. Die duiwel het hom nie gesteer daaraan dat die profesie van Jesaja gesê het dat hierdie man sal sterf ter wille van die volk en dat hulle daardeur gered sal word nie. Hy het nie die woord geglo in die Ou Testament dat hierdie man uit die dood sou opstaan nie. Dat hy inderwaarheid alles sou kanselleer wat die duiwel en sy magte en die owerste van hierdie wêreld oor soveel jare reg gekry het. So 'n blinde haat het dikwels die gevolg dat presies die teenoorgestelde bereik word. Die blinde haat wat daar hiervandaan na verder in die kerkgeskiedenis teen die martelare, teen Martin Luther en so meer vervolging wat teen hulle ingestel is, het op die ou einde presies die teenoorgestelde uitwerking gehad. Maar ook vir daardie persoon wat daar in daardie nood is, dink aan daai apostel Paulus wat nou al soveel deurgemaak het, wat hierdie nag skielik gegryp word, op 'n perd gesit word en daar moet hulle trek. Min wetende wat voorlê. Die Here het vir hom gesê hy gaan in Jerusalem getuig, maar hoe die pad na Jerusalem toe sou loop, sou hy nie weet nie, en dit sou hiervandaan af verder net nog die een ding op die ander wees. Maar die wete dat die Here is in beheer. Die Here is in beheer. Artikel 13 van die Nederlandse geloofsbelijdenis praat van God se voorsienigheid. God voorsien. En dis nie net in terme van dat hy vir ons daagliks gee wat ons nodig het nie. Hy sien ook vooruit. Sy voorsienigheid is nie net voorsien nie, maar dit is ook vooruitsien. En wat 'n wonderlike troos, ook ten opsigte van ons eie lewens. Niks gebeur met ons sonder die beskikking van die Hemelse Vader nie. Nie 'n haar wat van ons hoof afval nie. Niks wat met ons kan gebeur nie. Niks wat die duiwel kan beplan nie. Ons het nou al dikwels die selfde apostel toe hy weer in die gevangenis was, het ons hoor sê daar uit Filippense uit 4, daarom sê hy, wees oor niks besorg nie, die Here is naby. Wees oor niks besorg nie. Nee. Dieselfde ook uit Hebreërs 13 vers 6. Daar sê die briefskrywer, die Here is vir my 'n helper en ek sal nie vrees nie. Wat sal 'n mens aan my doen? Wat 'n wonderlike vertroostende woord. Dat die Here kyk dat ons roeping hier op aarde sal klaarmaak. En dat niks dit sal keer nie. Wat daardie roeping ook al is. Wat daardie roeping ook al is. En vir elke mens en vir elke omstandigheid is dit anders. Al is jou roeping om net daar in jou hospitaalbed waar jy op sterwe lê, die evangelie te verkondig aan 'n swart verpleegster. En al is dit die enigste persoon wat ooit deur jou getuienis tot bekering kom, dan was dit jou roeping in die lewe. Nie minder belangrik as wat die apostel Paulus in sy hele lewe reg het.